Ons begin ons saamwees met 'n openlike verklaring en ons verwoord daarmee ons hartsgesindheid. En vanoggend 'n verklaring van afhanklikheid uit Psalm 60. Ons verwoord hiermee die rede vir ons saamwees voor die Here. Trek tog u dienaars saam onder u vaandel, dat hulle veilig kan wees teen die boog van die vyand. Red ons deur u groot mag en help ons, sodat hulle vir wie u liefhet gered kan word. Met u aan ons kant sal ons oorwin, u self sal ons vyande vertrap. En wanneer ons met daardie sekerheid voor ons Vader rustig word, mag ons hoor, as hy ons groet en seën met hierdie woorde. Genade en vrede vir jou van God ons Vader in die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons maak sy naam groot vir die verlossing wat hy gee deur saam te sing van Psalm 9 vers 1, 7 en 10 en daarna kan jy plekke inneem as ons stil staan by ons belydenis. Vingers. Wanneer ons met die oog op die prediking stil staan, dan staan ons stil by die Heidelbergse Katekismes, Sondag 9, vraag en antwoord 26, en ons maak dit daar voor die tyd vas. Kobus daar die skets net. Ja, hy is eerste. God hou lewe en dood by mekaar. As ons oor die voorsienigheid van God praat, dan maak ons vas, as ons luister na dit wat Paulus met ons deel in Efesiërs, dan sê hy, ons is voor die grondlegging van die aarde in Jesus Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor God te lewe. So die sondeval het God nie onkant gevang nie. Die moontlikheid was op die tafel en God het voorsiening gemaak daarvoor. En dan, wanneer ons in hierdie wêreld leef, dan verstaan ons dat nadat die sondeval plaasgevind het, God lewe en dood, lig en donker by mekaar hou, terwille van 'n geleentheid vir sy kinders, wat oor baie geslagte en eeue moet kom, om hom te kan leer ken as goeie God en hemelse Vader. So daardie werklikheid wat uiteindelik in Christus tot sy hoogtepunt kom, wanneer Christus sterf terwille van ons sonde, en dan opstaan terwille van nuwe lewe en 'n verhouding met God, is die werklikheid wat ons in gedagte hou wanneer ons dink aan die gebrokenheid van hierdie wêreld. En daarom, wanneer ons dan die vraag vra, wat glo jy? As jy sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, dan antwoord ons, ek glo dat die ewige Vader van ons Here Jesus Christus, wat die hemel en die aarde met alles wat daarin is, uit niks geskep het, en deur sy ewige raad en voorsienigheid nog onderhou en regeer, terwille van sy Seun Christus, my God en Vader is. Op hom vertrou ek, en daar is die kernwoord, op hom vertrou ek, sodat ek nie daarin twyfel, dat hy my met alles wat ek vir liggaam en siel nodig is, sal versorg nie. Hy sal ook al die kwaad, wat hy in hierdie jammerdal oor my beskik, tot my bes wil verander, omdat hy dit as 'n almagtige God kan en ook as 'n getroue Vader wil doen. Raai so 'n ontstellende stukkie, die kwaad wat hy in hierdie jammerdal oor my beskik, en beskik is die regte woord, dis nie God wat dit veroorsaak nie.
Die moeilikheid wat ons te beurt val is nie die Here wat sê, ja reg, kom in my nie, verniel hulle lewe nie. Die moeilikheid wat ons in hierdie lewe beleef is die gevolg van die sondeval en dit lê voor ons as mense se eie rekening. Maar God wat 'n skepings- en verlossingsplan oor eeue uitrol, het gesê ek gaan lewe en dood bymekaar hou en dit gaan beteken dit gaan swaar raak vir my kinders. Maar ter midde van hierdie swaar kry sal ek by hulle wees. En dis die som van dit wat ons beleef wanneer Christus kom, God by ons. En dan voordat hy opvaar, wanneer hy sy disippels toerus, dan leer hy en hy sê, in hierdie wêreld gaan julle dit moeilik hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld klaar oorwin. En dan voordat hy opvaar, stuur hy sy disippels uit om disippels te gaan maak van al die nasies en hy maak weer die bevestiging en onthou ek is by julle tot die einde van die tye. So wanneer ons na God se voorsienigheid luister oor hierdie groot waarheid, dan is dit wat ons vasmaak. God is ons hemelse Vader, 'n goeie God en hemelse Vader. En selfs as ons in hierdie wêreld, hierdie jammerdal waarvan die katekismes praat, by tye kom waar ons wonder waar die Here is, mag ons weet dat hy by ons is en dat hy selfs die slegste wat met ons gebeur, uiteindelik ten goeie sal laat meewerk. Maar om so met vreugde en vrede te kan lewe, vra om 'n groot stuk geloof en vertroue. En daarin is ons regtig afhanklik van die Here. Dat hy ons ook hierin sal seën, dat ons met geloofsvertroue sal kan leef. Kom ons verwoord ons afhanklikheid hierin van die Here en ons doen dit deur saam te sing, bidend saam te sing, Skrifberuiming 20:2, vers 1, 6 en 7, waarin ons lewe in daardie opsig, te midde van die gebrokenheid aan die Here opdra, seker in die wete dat hy kyk, dat hy sien, dat ons lot nie by hom verbygaan nie. En daarna gaan ek vir ons voorgaan in gebed. Vader, dankie dat ons vanoggend hierdie groot waarheid van u voorsienigheid weer ter harte mag neem. Dat ons mag leef met die bevestiging en daarin die versekering van u sorg en omgee, te midde van die gebrokenheid van hierdie wêreld. En as ons die uitdaging van lewe in die hier en nou raak sien, en daarin ook die geleentheid wat u vir ons gee, om sout en lig te wees, sodat nog meer en meer van die kinders by u kan tuiskom, dan pleit ons Vader, wil u hierdie waarheid in ons harte vestig. Dat ons nie sal terugdeins vir die uitdaging van sout en lig wees nie, maar dat ons gehoorsaam die geleentheid wat u vir ons gee, sal aangryp en die beste daarvan sal maak, om ook in hierdie tyd iets van u liefde, die liefde wat u vir ons gegee het in Christus, deur versoening te bewerk, in en deur sy lyding, dat ons iets daarvan mag besef, die wonder daarvan mag besef, en daarin die waarde en die betekenis van dit vir ons eie lewens mag besef.
maar ook hoe kosbaar en belangrik dit is vir die mense wat nog buite die koninkryk staan. En daarin is dit ons hartsgebed, dat hy ons sal nigter maak, dat ons nie in die dinge van hierdie wêreld sal vaskyk nie, nie met begeerte in ons harte nie, maar ook nie met vrees in ons harte nie, maar dat ons na hierdie wêreld sal kyk, soos wat U daarnaar kyk. 'n Wêreld vol van die kinders, wat in die donker en die stikkend verdwaal en verlore is. En waar U ons uitstuur om lig te wees, pleit ons Vader, help ons om so te lewe, dat ander kan sien, dat hulle ons goeie werke kan sien, en U kan verheerlik, U kan ontmoet, te midde van die stikkend wat ons met tye beleef. Wil U vir ons in ons saamwees vanoggend seën, dat ons U mag hoor, en daarin U teenwoordigheid mag beleef, dat ons uiteindelik ook kan leef vanuit ons ontmoeting met U. Seën ons hierin, as ons dit bid, in Jesus se naam. Amen. Ons staan stil by 'n reeks preke oor die Heilige Gees en die gawes van die Gees in besonder, en ons gaan nou 'n bietjie begin gesels oor van die praktiese goeders, die praktiese implikasies. Nou hierdie is regtig belangrik vir ons in hierdie tyd, want die grootste verdeling in die kerk op hierdie stadium, in die algemeen gesien, lê tussen die meer tradisionele kerke en die Pinkster-charismatiese kerke. En daar's hierdie verstaan dat nee, ons die Pinkster-charismatiese kerke trek dan nou swaarder las op die gawes van die Gees, en ons dan nou blykbaar nie. Nou, een ding wat ons dan nou vir mekaar moet sê, voor ons dit met vanoggend se prediking aangaan, is dat daar is geldige rede vir hoekom die Pinksterkerke in 1910 dan nou eintlik ontstaan, want in die tradisionele kerke het dit regtig nie goed gegaan nie. Dit het baie akademies geword, en akademies nie in 'n goeie sin nie. Die naderdraai van die verligting was dat die ouens begin het om die Bybel te ontmitologiseer. Alles wat klink na bonatuurlik het hulle begin uitverduidelik, en binne daai milieu kom die Pinksterkerke dan en sê nee, ons vertrou die Here, ons vertrou wat daar staan, ons volg die leiding van die Gees, en dan stap ons die pad. Nou Gert Venter, wat hier so by die Volle Evangeliekerk was, het vir my gesê op 'n stadium, toe ek dit vir hom verduidelik het, sê nee, dit is goed so, maar ek moet nou nie ons kerkvaders te hard oordeel nie, want daar was maar 'n paar goggas in die Pinksterkerke gewees, en mens moet daarmee ook tred hou. Hulle het ook nie alles net reg gehad nie, net soos wat ons nie alles net reg het nie. Maar die ding wat ons vir mekaar hier moet sê, is dit, as Christus in sy regering beskik vir verskillende kerke, dan moet ons regtig versigtig wees om by 'n plek in tyd te kom, waar ons net sê, ons is reg en al die ander is verkeerd. Want dalk is hulle 'n reaksie op iets wat in die tradisionele kerke skeefloop. En ons reaksie kan 'n reaksie wees op dit wat by hulle skeefloop. So uiteindelik moet daar hierdie gesprek wees. 'n Gesprek tussen broers en susters, en dis waarvoor ons ywer. Maar nou maak dit moeilik, veral as mens begin praat oor die gawes van die Gees, want die ouens kom so maklik en sê, wel, as jy nie in tale kan praat nie, dan is jy nie aanvaarbaar nie. En as jy mense gesond kan bid nie, dan is jy nie aanvaarbaar nie. En as hierdie ding oor die wondertekens. En daarom het ons nou, soos wat ons nou gevorder het, hierdie ding vasgemaak. Die 3 belangrikste gawes wat God gee, wat die Gees van God gee en bevestig in ons lewe, is in volgorde van belangrikheid. Die Here gee homself. As hy hom nie gee nie, geen lewe nie, dan maak ons dit nie. Die tweede gawe wat hy gee is vir jou. Vir jou, met jou vermoëns, met jou omstandighede, met jou geskiedenis, jy is 'n gawe van God. En dan, omdat hy homself gegee het en omdat hy vir jou gegee het, is die derde gawe wat die Here gee, is die geleentheid wat in hierdie tyd moontlik word, omdat jy herstel in jou verhouding met God kan leef en dien in hierdie wêreld. Nou as ons mekaar kan vind op dit, dan het ons 'n goeie vertrekpunt om te kan gesels. Om hierdie gesprek oor wat vir baie mense baie belangrike goeders is, te kan hê. Nou vanoggend wil ons by 'n plek kom waar ons 'n bietjie wil praat oor die voorspoedsteologie en die hele ding van name it and claim it. Dis 'n baie ontstellende gedagte. Kobus, jy kan daai sketsie vir ons opsit. Ek het hom verander, ek sal hom weer opsit op die gemeentegroep. Dat ons net weer kan kyk daarna, so hou hierdie in gedagte.
So, dit gaan uiteindelik daaroor dat die mense hierdie gedagte vasmaak in die welvaartsteologie, dat ons is gode, en hulle gebruik Jesus se woorde hiervoor, Jesus wat na die psalms verwys, en Paulus dan nou wat gesê het, wanneer hy met die Grieke praat, dat ons is gode, en hy verwys na een van hulle digters wat dit gesê het. En dan verstaan hulle daarmee dat ons tegnies die wese van God deel, wat gevaarlike filosofie is. Maar die uitvloeisel daarvan is dat hulle by 'n plek kom waar hulle dan sê, maar ons woorde is skepingsmagtig en ons kan dinge in lewe roep, fisies en omstandighede. Nou, dit is 'n gevaarlike plek om te kom. Nou, waar daardie idee vandaan kom, is nie modern nie. Dit kom uit die antieke wêreld uit. In die antieke wêreld het die mense geglo dat die hele kosmos word regeer deur hierdie stel reëls. Die Egiptenare het dit Ma'at genoem. Dis hierdie kosmiese orde waaraan mense en gode gebonde was. En as jy die regte woorde, rituele en amulette gehad het, met goeders wat jy in jou lyf gedra het, dan kon jy hierdie orde manipuleer tot jou beswil. As jy geweet het wat die orde is, kon jy gode en mense manipuleer, sodat jy die voordeel van die orde kon kry. En daardie heidense idee het baie ver in die wêreld versprei. Maar dit het ook 'n houvas op die kerk gekry. En dis nie 'n nuwe gedagte nie, as ons in Exodus hoor, wanneer Moses vir die Here vra, veral binne die konteks van Ma'at, dan vra hy vir die Here, maar wie gaan ek sê het my gestuur, as hy na die Israeliete toe moet gaan? En dit was belangrik, want binne die Egiptiese wêreld was daar hierdie hiërargie van gode. Ra was heel bo, maar elke god het 'n plek gehad in hierdie verstaan, in hierdie orde. En as jy geweet het waar sy plek was, kon jy wel manipuleer, want jy kon offers bring vir die belangriker god, of die een wat hierdie een kan teestaan. So wanneer Moses vir die Here vra, wie gaan ek sê het my gestuur, dan sê die Here vir hom, ek is wat ek is. 'n werkwoord. Daar is nie 'n naam nie. Jy gaan nie my kan manipuleer nie. Ek is die Here, die Almagtige uiteindelik, die een wat regeer. En dis daarom regtig belangrik dat ons hierdie ding sal ter harte neem. Nou, in die spreektaal vloei dit dan nou uiteindelik uit in hierdie ding van name it en claim it, jy moet dit net sê en dit sal so wees, want ons woorde is skepingsmagtig, en nou moet ons versigtig wees. Want uiteindelik word dit gehaak aan Spreuke 20, spreek lewe en nie dood nie. En nou gaan ons paniekerig kan raak, want nou gaan jy baie van ons charismatiese en Pinksterbroers praat so, spreek lewe en nie dood nie. En nou moet jy asseblief nou nie weghardloop as iemand dit vir jou sê en jouself onder klippe gaan toepak nie. Gee die voordeel van die twyfel. Wanneer Salomo daardie uitspraak maak, dan bedoel hy nie daarmee dat ons met goddelike mag dinge in wese kan roep nie. Hy bedoel gewoon net dat ons kan opbou of afbreek met dit wat ons sê. En daarin is dit regtig belangrik. Paulus, wanneer hy praat oor spreekende tale en die waarde daarvan, hy self het 'n taal gehad waarmee hy gepraat het, dan sê hy, ek praat eerder 5 woorde wat opbou. So daarom gee die voordeel van die twyfel. Is daar mense en wat vashak by hierdie absolute heidense idee dat ons woorde skepingsmagtig is? Ja. En as jy op die internet gaan kyk, en dis een van die gevare van kerk kyk op die internet, dan gaan jy definitief daarby uitkom. Daar's mense wat skreiende goeie sê. Nou wees versigtig, maar nou nie die oomblik as iemand vir jou sê, nee, ek spreek eerder lewe, by daai plek draai van, nou het ek te doen met dwaling. Gee die voordeel van die twyfel. As iemand egter vir jou begin vertel, dat, nee, jy is 'n God, en daarom is jou woorde skepingsmagtig, dan het jy geleentheid om iets te deel van die wonder van God. Nou waar hierdie ding ons byt, en waar dit hulle byt uiteindelik is, jy is God, jou woorde het hierdie gesag, hierdie goddelike gesag, en daaraan word geloof gekoppel. So as jy nou spreek en dit gebeur nie, was jou geloof te klein. En as ons nou net luister na hoe daai ding uiteindelik uitspeel, en ons vergelyk dit met ons eie persoonlike ervaring van lewe in hierdie wêreld, of dan, baie meer belangrik, aan dit wat Jesus sê oor swaar kry en lyding in hierdie wêreld, dan verstaan ons iets is nie reg daar nie. Want sien, God hou lewe en dood by mekaar. Dis 'n gemengde pakkie. Ons gaan nie alles net perfek hê nie.
die Here verstaan, stikkende wêreld. En daarom waarsku Jesus keer op keer, pas op hiervoor. Pas op vir hierdie plek waar jy die middelpunt word van hierdie wêreld. Die hart van dit wat skeefloop in daardie heidense verstaan is dat ek is die middelpunt. Ek is die aarde, die son draai om my. 'n heidense of naïewe wêreldbeeld. Dit is nie so nie. Nou wat ons moet vasmaak wanneer ons hieroor praat, is uiteindelik die vark en die hoender daar op die skets. Want dis die ding wat verkeerd loop in daardie heidense verstaan van wie God is en wie ek is. Wanneer die Here ons maak, dan maak hy ons om geborge in 'n innige verhouding naby hom te leef en saam met hom te werk aan dit waarmee hy besig is. So wanneer hy ons maak, en selfs na die sondeval, wanneer hy beskik dat ek en jy vandag hier kan wees, dan roep hy ons nie om 'n bydrae te lewer tot dit waarmee hy besig is nie. Die Here gee nie maar net vir ons staf, sodat ons uit die oorvloed van dit wat hy gee vir hom ietsie kan teruggee, sodat hy met sy werk kan aangaan nie. Ons is nie soos 'n hoender wat 'n bydrae lewer tot ontbyt nie. Ons is soos 'n vark. Ons word geroep om betrokke te raak. God het ons gemaak om geborge in 'n innige verhouding, te midde van die gebrokenheid, naby hom te leef en saam met hom te werk aan dit waarmee hy besig is. Ons word geroep om selfopofferend, deur die goeie en die slegte, getrou naby hom te leef en saam met hom te werk. En dis hoekom daardie woordjie van vertrou in die katekisme so belangrik is vir ons. Want wanneer die wêreld begin druk en dinge moeilik raak, is dit maklik om eerder te begin terugstaan en dan nie die beste gebruik te maak van die geleentheid wat hy vir ons gee nie. Nou het ons verlede week al vasgemaak in voorbereiding vir nagmaal, dat die belangrikste teken wat die wêreld uiteindelik oortuig, die wonder, na aanleiding van Johannes 17, is die liefde wat ons vir mekaar het. En daarom bid Jesus vir ons eensgesindheid in liefde. So Christus belê, die Vader belê in die Seun, sy heerlikheid in die Seun, hy gee sy naam, en Jesus kom belê daardie heerlikheid in sy disippels, en dan bid hy in vers 20 tot 23 vir ons, die mense wat tot geloof in hom sal kom deur die werk van die disippels, oor baie eeue heen. So hy belê in ons, en die vraag waarby ons verlede week stil gestaan het is, alright, en in wie gaan belê jy nou? Want, 'n flits skyn weg van die ligbron van lig af. Nou kom ons met baie vroom gemoed, en dan sê ons, nee, ons werk is om die Here te verheerlik. En dis mooi om dit so te sê, maar dis nie heeltemal reg nie. Wanneer Jesus in Matteus 5 sê, ons is die sout vir die aarde en die lig vir die wêreld, dan sê hy, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en die Vader wat in die hemel is kan verheerlik. As jy flits aansit, skyn die lig weg van die bron af. Wanneer God die bron van lig is, skyn dit deur ons na sy wêreld toe, en die wêreld sal God verheerlik. Hoe word God verheerlik? Elke keer, Paulus sê dit in Filippense 2, elke keer wanneer iemand by daai plek kom om te kan bely dat Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader, God verheerlik. Ons kom by 'n slegte plek, wanneer ons in ons verstaan van ons roeping in hierdie wêreld, en ons verstaan van ons godsdiens, dink, ek ontvang van die Here af en ek gee net vir hom terug. Ons is hier om te ontvang van die Here af, en uiteindelik te belê in ander, sodat ander hom kan ontmoet, as goeie God en hemelse Vader. En in daardie gee en belê in ander, is daar baie spesifieke dieptepunt, wat ons vanoggend wil by stil staan. So teenoor hierdie wêreld waarin ons leef, waar welvaartsteologie sê, luister, die teken wat wys dat God besig is in hierdie wêreld, is die oorvloed van gesondheid en materiële dinge waarmee jy leef. En daarom het jy 'n verantwoordelikheid om so groot as moontlik te gaan in al hierdie dinge, want dis hoe God verheerlik word. En Christus sê, nee, daar is iets anders, wat uiteindelik ons lewe in hierdie wêreld
lig maak, sodat ander iets van God se liefde kan beleef. En daarom gaan ons luister na 'n gedeelte uit Lukas 17 uit. Nou voordat ons luister, as jy voorberei, is dit goed om so 'n bietjie vorentoe te kyk en na die teks te kyk. So doen dit as jy voorberei vir die erediens. Nou wanneer ons hierdie gesprek begin, waarna Jesus in hierdie gedeelte gaan besig wees, dan begin dit eintlik al in hoofstuk 14, wanneer een van die mense wat saam met Jesus stap vir hom vra, maar gaan daar baie mense wees in die koninkryk? Gaan die mense dit maak? Gaan daar baie of min wees? En dan Jesus hierdie uitspraak oor die eise van disippelskap, en hy sê, jy gaan uiteindelik vader en moeder moet haat, in vergelyking met jou liefde vir my, jy gaan jou eie lewe moet haat, jou eie besittings moet haat, jy gaan met afstand doen daarvan. En dan kom hy en hy maak daar die uitspraak wat ons mee goed bekend is, sout is 'n goeie ding, maar as sout verslaan het, waarmee word dit weer sout gemaak? Dit is nie eens bruikbaar vir die grond of vir die mishoop nie, dit word buitekant weggegooi. Nou, wie ore het, moet hoor, om te hoor, moet luister. En dan gaan hy 3 belangrike gelykenisse vertel, die van die verlore skaap, die verlore muntstuk en die verlore seun. En dan is die skrifgeleerdes en fariseërs wat nou gestaan en luister, dit is hulle nou ongelukkig hieroor. Want hulle verstaan, Jesus praat eintlik van hulle, as hy by die verlore seun kom. En dan dryf Jesus die saak so bietjie op die spits, en hy praat oor die oneerlike bestuurder, oor gebruik die materiële dinge, die oneerlike mammon, om vir julle vriende te maak, wat julle in ewige wonings kan ontmoet. Waaroor hierdie staf is die belangrikste goeders nie, daar is iets belangriker. En dan hieroor lag die fariseërs dan nou vir hom. Want, sê Lukas, hulle was baie lief vir geld gewees. En dan vertel Jesus die gelykenis van die ryk man en Lazarus, om dan nou duidelik te maak, maar wie sy brood hierdie kant aan albei kante gebolter het, is dalk nie op die beste plek met die oog op die ewigheid nie. En dit is dan wanneer ons hierdie uitsprake van Jesus hoor. Jesus het vir sy disippels gesê, dit is onvermydelik dat daar dinge kom wat mense laat struikel. Maar ellende wag vir die mens wat die oorsaak daarvan is. So 'n mens kan eerder met 'n groot klip aan die nek in die see gegooi word, as dat hy vir een van hierdie kleintjies 'n struikelblok word. Wees dus self op julle hoede. So wanneer Jesus hierdie uitspraak maak, dan gaan die disippels dink, skrifgeleerdes en die fariseërs. Maar Jesus sê, dit sny 'n bietjie nader. Wees dus self op julle hoede. As jou broer verkeerd optree, berusp hom. En as hy berou kry, vergewe hom. Selfs as hy 7 maal op 'n dag verkeerd opgetree teen jou, en 7 maal na jou toe terugkom en sê, ek is jammer, moet jy hom vergewe. Die apostel sê toe vir die Here, gee ons meer geloof. Maar die Here antwoord, as julle maar geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie gehad het, sou julle vir hierdie moerbeiboom kon sê, trek jou met wortel en al uit die grond uit, en plant jouself in die see, en hy sou julle gehoorsaam. Sê nou een van julle het 'n slaaf wat ploeg of vee oppas, sal hy vir die slaaf sê, as hy van die veld af inkom, kom eet eers gou. Natuurlik nie. Maar hy sal vir hom sê, maak vir my iets klaar vir aandete, sit dan jou voorskoot aan, en kom bedien my, terwyl ek eet en drink. Daarna kan jy self eet en drink. 'n Slaaf wat sy opdrag uitgevoer het, word mos nie bedank nie, of hoe? So is dit ook met julle. As julle alles gedoen het, wat aan julle opgedra is, sê dan, ons is slawe, wat niks verdien nie. Ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. Op sy reis na Jerusalem toe, het Jesus al met die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan. Net toe hy by 'n sekere dorpie wou binnegaan, kom 10 melaatse mans om tegemoet, maar hulle bly op 'n afstand staan en roep hard, Jesus, Here, ontferm U oor ons. En toe hy hulle sien, sê hy, gaan wys julle vir die priesters. Op pad daarheen het hulle gesond geword. En een van hulle, toe hy sien dat hy genees is, het omgedraai en God hardop geprys. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan. En toe sê Jesus, was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God te eer, die eer te gee, behalwe hierdie man wat nie eers 'n Jood is nie? En vir hom sê hy, gaan staan op en gaan huis toe. Jou geloof het jou gered.
Jesus gaan aangaan, dan gaan hy praat oor die koninkryk, die koms van die koninkryk, dat mens moet versigtig wees vir die vals leraars wat gaan kom. Hy gaan praat oor die gelykenis van die weduwee en die regter, wat aanhou pleit het vir haar saak, en dan gaan hy by die gelykenis van die fariseer en die tollenaar kom. Die fariseer wat dink, wel, ek is reg, ek doen al die regte dinge, volgens hom, en dan die tollenaar wat net sê, Here, wees my sondaar genadig. En dis belangrik vir hierdie gedeelte waarby ons stil staan. So Jesus kom en hy sê vir die disippels binne die konteks van hierdie groter gesprek waarmee hulle besig is, en dan sê hy onvermydelik dat daar dinge is wat mense tot 'n val gaan bring. Want ons leef in hierdie gebroke wêreld. Dis daai ding van God wat lewe en dood bymekaar hou. Dis 'n gemengde pakkie. En daarom kan ons nie wegkom van daardie dinge wat uiteindelik gaan veroorsaak dat ek aanstoot gee aan ander of iemand anders aanstoot gee aan my nie. Dat ek by 'n plek kan kom waar ek as gevolg van iets wat iemand anders gedoen het, gaan struikel, gaan kwaad word, gaan moeilik word, gaan sondig. Of na die ander kant toe, dat ek die oorsaak is dat ander mense daar gaan kom. En dis nie altyd net uit kwade bedoeling nie, dis gewoon net, ons het nie die volmaakte verstaan van hoe al die dinge in hierdie lewe en wêreld by mekaar inpas nie. En daarom sê Jesus vir sy disippels, wees dus self op julle hoede. En nou kom Jesus en dan sê hy, as jou broer teen jou oortree het, en hy vra jou vergewe hom. En as hy 7 maal 'n dag teen jou oortree het, vergewe hom. En wat Jesus beklemtoon in hierdie gedeelte, is dit, omdat ons in hierdie wêreld leef, waar God lewe en dood by mekaar hou, waar ons hierdie gemengde pakkie van goed en sleg het, en waar daar soveel misverstand en aanstoot moontlik is, vergewe mekaar. As jou broer teen jou gesondig het en jou vra om te vergewe, vergewe hom. Want die vergifnis is rarig belangrik. Nou die disippels volg Jesus se gesprek en daarom vra hulle vir Jesus, mag gee ons meer geloof. Want dis 'n moeilike ding as mense jou te nagekom het. So wanneer Jesus hierdie gesprek met hulle het, dan verstaan hy en hulle verstaan ook. Ons kom maklik in hierdie lewe baie keer vandag, veral gelowiges, by die ding van, jy moet maar net vergewe en vergeet. Nonsens. Partykeer is die seer wat jou aangedoen het regtig erg. Dis nie so eenvoudig nie. En die disippels verstaan dit. Daarom sê hulle, Here, gee ons meer geloof. En nou is Jesus eintlik so 'n bietjie tong in die kies wanneer hulle antwoord op hierdie versoek van hulle. Sê, luister kerels, as julle geloof het so groot as 'n mosterdsaad, kan julle hierdie boom laat optrek en homself in die see gaan laat plant. So 2 dinge is wat Jesus beklemtoon. Een is, julle geloof is regtig nie baie groot nie, as jy nie eers kan vergewe nie. Want jy kan 'n boom skuif, as jy 'n geloof so groot soos 'n mosterdsaad het. Maar volg ons die res van die gesprek, dan verstaan ons, dat Jesus eintlik sê, hierdie het niks met geloof te doen nie. En dis wat hy probeer verduidelik, wanneer hy dan vir hulle sê, vertel van die slaaf. As 'n slaaf gedoen het wat hy moes doen, is dit goed en genoeg. Wat Jesus vir sy disippels sê is, luister, dit gaan nie oor geloof nie. Dit gaan oor gehoorsaamheid. Dit gaan oor die vraag na wie is baas en wie is klaas. Wanneer die disippels vir Jesus vra, Here, gee ons meer geloof, want hierdie ding wat hy nou vir ons vra is regtig te moeilik, dan vra hulle eintlik vir so 'n stukkie voorkeurbehandeling, sonder ons uit. Gee vir ons meer geloof, dat hierdie wat u nou van ons vra, makliker sal wees. En dan kom Jesus en sê vir hulle, luister, en binne hulle wêreld verstaan hulle dit baie beter as ons vandag, want 'n slaaf was jou besitting gewees. So wanneer die slaaf inkom, sê jy tog nie vir hom, gaan sit dat ek gou vir jou iets gee om te eet nie. Nee, jy sê vir hom, berei vir my iets voor, en sit dit vir my voor, en daarna kan jy aangaan met jou dinge. Wie is slaaf, en wie is baas? Dit gaan nie oor geloof, as die Here ons vra om te vergewe nie. Dit gaan oor gehoorsaamheid. Nou is dit een van die dinge wat vir ons baie keer die moeilikste is. En daardie sketsie het ons nou vasgemaak, die son en die aarde, naïewe wêreldbeeld. Nee, die sonnestelsel gou daar. As net gou
daai perspektief vasmaak. Nou, ons verstaan nou almal van swaartekrag. So daai is belangrik. Dis nie op skaal nie. Die aarde is daar, daai 4de blouerige kolletjie. Daai is nie op skaal nie. Die son gaan tegnies nie daar kan wees as ons daai ander planete op skaal het nie. Ons sal hom nie kan insit op daai sketsie nie. Hy is regtig baie groot. 99.8% van al die massa in ons sonnestelsel is die son. Dis so 333.000 keer groter as die aarde. Die son is 1.3 miljoen aardes kan in die son inpas. Dis regtig groot. En nou is dit deel van die ding wat ons ter harte moet neem. As ons dink, die aarde, naïewe wêreldbeeld, die son draai om die aarde, dit gaan nie gebeur nie. Dit sou wees soos jy wat probeer om 'n koletrok te stop. Hy gaan net boor jou ry, baie vinniger, die aarde, as die aarde die son in sy wentelbaan moes hou. En so is dit ook vir ons, as ons praat oor ons verhouding met God. Wanneer Moses vir die Here vra, gee my u naam, dan wil die Here hom wegkry van daardie plek waar hy kan dink, ek kan die Here beheer. Hy kan nie. God is God. Hy is die Here, die Almagtige. Ek is die skepsel. Ek is die een wat hy gemaak het, uitsonderlik gemaak het. Gemaak het na sy beeld, om geborge in 'n innige verhouding naby hom te leef en saam met hom te werk, verseker, uitsonderlik. Wanneer die psalmdigter hieroor stoei en worstel, dan sê hy, wat is die mens dat hy aan hom gedink het? Hy kyk na die gebrokenheid van die wêreld, en dan wonder hy, hoekom maak die Here bemoeienis? Maar, die Here het ons gemaak, skaars minder as 'n hemelse wese, en sy hele wêreld aan ons toevertrou. Want ons is sy beelddraers. Ons is kosbaars in sy oë. Ons is nie slawe nie. Ons is sy kinders. Maar ons hou nie dit wat is in stand nie. Ons is net mense. Nou is vergifnis die hart, die dieptepunt of die hoogtepunt, hang af hoe jy daarna kyk, van hoe ons uiteindelik lig en sout in hierdie wêreld is. Want dit is die hart van dit wat God in Jesus Christus kom doen. God kom na ons toe, sterf en staan uiteindelik op, sodat ons in versoening kan leef, herstel in ons verhouding met God kan leef. Daar is vergifnis vir ons, omdat God lief is vir ons. En nou kom Christus en sê, doen dieselfde, vergewe mekaar. Dis daardie vergifnis, wat uiteindelik die verskil in die wêreld maak. Wat uiteindelik die wêreld gaan wys, dat daar is nuwe lewe moontlik. Selfs wanneer verhoudings so troebel geraak het, dat ons 7 keer op 'n dag vir mekaar moet vergifnis vra, is daar nuwe lewe moontlik. En nou is dit 'n baie belangrike vraag. Jesus gaan van hierdie gesprek af verder gaan, en dan gaan hy die 10 melaatses genees, en hy gaan vir hulle sê, gaan wys julle vir die priesters, met ander woorde, gaan tempel toe, want die priesters moes beskik oor die gesondheid van die mense, vir al die wat melaats is, en dan word die Samaritaan gesond, en hy gaan terug na Jesus toe, en dan sê Jesus hierdie ding, jou geloof het jou gered. Hoekom? Is dit dan nie 'n saak van geloof nie, en nie van gehoorsaamheid nie? En die verskil tussen die een wat teruggekom het na Jesus toe, en die 9 wat nie teruggekom het na Jesus toe nie, is gewoon net dit. Al 10 het gesond geword, maar die wonder het net een van hulle na Jesus toegevat. Hierdie groot ding wat in sy lewe gebeur het, het hom nader na God toegevat. Vir die ander het hierdie stuk geluk, hierdie stuk welvaart, hierdie stuk genesing, hulle verder van hom al weggevat. En dis die som waaroor Ager in Spreuke voorpleit, wanneer hy vir die Here sê, moenie my ryk maak of te arm nie. Dat ek nie arm is en steel en die naam oneer aandoen nie, of ryk is en u verloon en sê, wie is die Here nie? Maar wat vir ons belangrik hier is hierdie uitspraak, staan op en gaan huis toe, jou geloof het jou gered. En sy geloof red hom, omdat sy geloof hom na Jesus toe vat. En so ook
in ons lewens. Nou is dit so, wat is die wonder wat uiteindelik vir ons na Jesus toe vat? En dis die ongemaklik binne ons wêreld vandag van die katekismes in Sondag 2, in die vraag, wat moet ek weet om salig te leef en te sterwe, en die wete dat ek aan Jesus Christus behoort? Ja, kennis van jou sonde en ellende. Kennis, met ander woorde, 'n belewing en 'n ervaring van die werklikheid, dat ek myself nie kan red nie, dat ek verdoemenswaardig is. En dan die tweede ding, hoe ek daarvan verlos kan word. Dat dit in Christus is, en uiteindelik hoe ek dankie sê. En ek sê dankie deur ook te vergewe, soos wat ek vergewe is. Ons kan in hierdie wêreld by 'n plek kom waar ons begin beklei tussen kerke oor watter wonder die belangrikste is. En dan mis ons 'n geleentheid. Want ons veroorsaak net hoër en groter en meer mure. Maar vergifnis, versoening, is uiteindelik die saak wat die swaarste weeg. Wat vir die wêreld iets sê van God is hier besig. God wat nuwe lewe in dooie harte kan wek. En nou is dit die hartseer van ons getuienis voor hierdie wêreld. Dis nie net dat daar 16 kerke net vir Afrikaans is in Bethel nie. Selfs in kerke, in gemeentes, sit ons baie keer met verdeeldheid, met swaarigheid in ons harte. En nie net tussen lidmate nie, maar selfs binne in ons gesinne, tussen ouers en kinders, en man en vrou in die huwelik. Dis hierdie ding wat baie keer in ons harte kom ingryp, dat ek verdien beter. Ek gaan jou nie vergewe nie, want ek is reg en jy is verkeerd. En ek sal selfs die Here in my saak intrek, en sê, Here, iemand hom uitsort, iemand haar uitsort, want ek is reg en jy is verkeerd. En nou kom Christus en sê, nee, die saak op die tafel is gehoorsaamheid. Is dit maklik om te vergewe? En dink vir 'n oomblik daaraan. Ek het vir 10 jaar koshuisdiens gedoen, terwyl ek gestudeer het, seunskoshuis. En ek het naderhand vir die ouetjies begin sê, want as jy hulle uitvang vir die hoeveelste keer oor dieselfde ding, ek is jammer meneer. Sê ek, dit werk nie meer nie. Dit help nie sê vir my, jy is jammer nie. Dit is rarig frustrerend. Salomo sê, 'n boodskapper wat nie doen wat jy vir hom vra nie, dis soos rook in die oë en asyn op die tande, is nie lekker nie. So is dit, wanneer daai ouetjie by die 10de keer vandag by jou kom, en nee, ek is jammer meneer. En dis wat ons hier sien uitspeel, wanneer Jesus vir die disippels sê, luister, 7 keer, so selfs as hy 7 keer kom, en hy vra vergewe my, vergewe hom. Dis nie maklik nie, en daarom vra hulle, gee ons meer geloof. Dis nie maklik nie, want ek voel jy maak misbruik van my. Jy maak net soos wat jy wil. Jy steur jou nie aan niemand anders as jy net jouself nie. Daarom gee ons meer geloof. En Jesus sê, dis nie 'n saak van geloof nie. Dis 'n saak van gehoorsaamheid. Is geloof onbelangrik? Nee, geloof is nie onbelangrik nie, want geloof is uiteindelik die ding wat my na hom toe sal vat. Maar as geloof, my geloof is, dat ek gaan na Jesus toe, sodat hy vir my alles kan gee, wat ek dink ek in hierdie wêreld nodig het, dan het ek nie 'n reddende geloof nie. Die geloof, waarvan Jesus hier praat, is 'n geloof wat my na hom toe vat, waarin ek verstaan, dat ek kan myself nie genees nie. Ek kan myself nie red nie, net hy kan. En wanneer ek daardie verlossing, daardie redding beleef het, dan is gehoorsaamheid op die tafel. Want nou is hy my Here en Verlosser. En daarom is daar in hierdie tyd waarin ons leef, vandag vir ons 'n geleentheid om in ons gesprek tussen gemeentes en onder mekaar iets van die vergifnis wat God in Jesus Christus bewerk het, duidelik te maak, deur mekaar te vergewe waar dit nodig is. So in hierdie week van voorbereiding met die oog op nagmaal, waar het jy nodig om te vergewe? En weet, Christus verstaan, dis nie maklik nie.
Wanneer hy in Getsemane bid, voordat hy na die kruis toe gaan, sodat vergifnis vir ons kan bewerk word, dan word sy sweet soos bloed en hy bid, Vader, as dit kan, laat hierdie beker by my verbygaan. Dit is te groot. Hy weet. Maar dit is nie 'n saak van 'n groter of kleiner geloof nie. Dit gaan oor gehoorsaamheid. Mag jy die genade vind om sensitief te wees vir die leiding van die Gees, sodat jy daar waar daar vergifnis nodig is in jou lewe, dat jy die moed sal hê om uit te reik en te vergewe. Sodat daar ook in jou lewe geleentheid mag wees en in daardie persoon se lewe om iets van die versoening wat God in Christus bewerk het, te mag beleef. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons in ons saamleef mag weet dat ons deel van die liggaam van Christus is. Dat die versoening wat hy bewerk het en daarin die vergifnis volkome en voldoende is om nuwe lewe moontlik te maak. Ook in ons en deur ons onder mekaar. En daarin is dit ons hartsgebed vanoggend in hierdie week van voorbereiding waarin ons weer volgende Sondag die wonder van versoening wil gedenk, wil vier. Bid ons Vader, maak ons harte sensitief vir die leiding van die Gees, en dat ons met moed, met sekerheid, mag uitreik na daardie mense, waar ons vergewe moet vergewe. En as ons die persoon is wat vergewe moet word, dan bid ons Vader, maak dit ook rustig in ons harte, dat ons met die genade wat U met ons deel, ook mag hoor, waar ons aanstoot gegee het, waar ons seer gemaak het, en daarin vergifnis mag ontvang, mag vra en mag ontvang. Wil U ons hierin op reis neem saam met U in hierdie week, sodat ons volgende week met groot vrymoedigheid saam die nagmaal kan vier, saam met U die nagmaal kan vier. Seën ons hierin as ons dit bid in die naam van Jesus Christus. Amen. Hoe dan sal ons lewe? En daarvoor gaan luister ons na dit wat Jesus met ons deel in Matteus 6, deel van die bergrede. Wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Dit is weer 'n verwysing na die antieke wêreldbeeld. Want jy moet die regte woorde gebruik, en partykeer het hulle gereken, dis ietsie soos 'n lucky packet. Hoe meer jy insit, hoe meer gaan jy uitkry. So, nie 'n stortvloed van woorde nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie. Want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van hom vra. Hy hou lewe en dood by mekaar. Hy ken jou omstandighede, beter as wat jy ken en verstaan. So moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons oortredinge, soos ons ook die vergewe, wat teen ons oortree het. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. Dit is 'n verskriklike swaar uitspraak. Wanneer Jesus hierdie gebed met ons deel, dan beklemtoon hy die stukkie van vergifnis, want dit is regtig belangrik. Nou Jesus sê nie hiermee, dat as jy nou stoei en worstel met 'n stuk gebrokenheid in jou lewe, dat jy nou verlore is nie. Hy beklemtoon net hoe belangrik vergifnis is. En as ek dan nou vir jou sê, dit gaan nie hieroor dat die Here jou gaan weggooi nie, sê ek nie daarmee, dit maak nie saak nie. Dit maak regtig saak. Beywer jou vir vergifnis, om te vra wat dit nodig is, en om te gee wat gevra word. Mag die Here ons hierin genadig wees. En nou omdat dit nie vir ons so maklik is nie, kom ons bid hom hierin, dat hy ons in sy hande sal neem, en ons op hierdie pad sal neem,
En ons doen dit deur saam te sing van die 286, doen slegs u wil, Heer, vers 1, 2 en 3, en daarna gaan ons bly staan vir die seën van die Here, waarna ek vra dat u net so oomblikie weer u plekke sal inneem. Doen slegs u wil, Heer, u wil met my die potte bake, met my die klei, vorm my en maak my net soos u wil. Op u slechts wagen, nederig en stil. Doen slechts u wil, Heer, u wil met my. Toets en deursoek my, al moet ek ly. Witter as sneeuw, Heer, was my vandag. Laag aan uw voeten wil ek steeds waak. Doen slechts u wil, Heer, u wil met my. Tot heel my lewe, u is gewy. Maak van my hart heiland u troon, tot elkeen Christus in my sien word. Tot elkeen Christus in my sien word. Kom ons gaan leef so, dat ander Christus in ons kan sien. Daarvoor en daartoe seën ons Vader ons ook. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde en sorg van God, ons hemelse Vader, en die krag en leiding van die Heilige Gees, is met u elkeen. Is daar enige vrae oor dit waarby ons vanoggend stilgestaan het? Gaaf, onthou die vrae uiteindelik nie net bedoel vir ons nie, maar vir hulle wat die Here nog moet byvoeg, vir as daar 'n geleentheid is en iemand 'n vraag sou hê. Baie dankie, jy is welkom om 'n koppie koffie, tee of saam met ons te drink net hierna, en dan as daarna gaan ons kerkraadsvergadering hou. Baie dankie.